met 'n ou gitaar van my ma, sy het by die pikke geswat. En daar was net 3 gitaarsnare op en ek het vir gesê ek wil gitaar speel. So wel as jy wil gitaar speel, vat jou eie sakgeld en gaan sit 4 snare op en dan kan jy dit waardeer. En ek het gaan snare opsit met ek het gras gesny elke Saterdag vir 4 naweke lank en ek kon vir my gitaarsnare opsit. Goeiedag in en om Hoofveld. Hi almal, ons is bevoorreg vandag om Gerard Steyn by ons te hê. Yes, Gerard, jy is so fenomenaal in Suid-Afrika en jy's so gifted musiekskrywer en sanger. Ek onthou oud hits soos Baby Chocolates en Een Man Army van jare terug en ek weet jy's nog al die jare aan die gang in 'n household name. So baie welkom by In en Om, dis 'n absolute voorreg. Baie dankie vir julle Basil en Helena en natuurlik die kykers en die luisteraars. Dis lekker om ingeskakel te wees saam met julle. Ja, dis 'n voorreg om julle te gesels. Musiek is my lewe. Wat kan ek sê? Dit is wat ek doen, dis wat ek slaap, dis wat ek eet, dis wat ek droom en dis wat ek lewe elke dag. Elke dag besig om aan idees te dink vir nuwe liedjies. En ja, die lekker ding is as 'n ou eers 'n paar grootes gehad het, dan soos jy sê, as jy weet letterlik in elke huishouding in Suid-Afrika en dit maak 'n ou se scope soveel groter en dis lekker. Dis lekker om deel van mense se stories te kan wees. 'n Mens vergeet dat jy wel met jou liedjies deel van mense se stories en verhale is. Weet as jy 'n paar songs se name doen, Baby Chocolates, dan is almal dadelik vir my sê, "Yes, ek onthou, ons was daar en ons daar gekuier, daar op vakansie gewees, Baby Chocolates uitgekom of ek en my vrou het mekaar net ontmoet en dit was ons trouliedjie in Rooiroos het ons op ingeloop in die kerk en so julle is amazing om te weet, mense is deel van mense se stories. Dit is hoe diep musiek en hoe ver musiek trek." Nou gepraat nou van dit, vertel gou vir ons, waar het hierdie pad vir jou begin? Waar het hierdie journey vir jou begin? Jo, ek dink my journey, die avontuur het al 'n hele paar jaar terug begin. Ek dink toe ek 15 jaar oud was, het ek 'n fliek gekyk van Steve Hofmeyr by naam van Nou Here. En ek dink daar is die saaitjie geplant en aangewakker en ek het in daai jare het ek begin gitaar speel, self begin leer gitaar speel. Daar's 'n boek gewees van Deo Marie wat sy leer self gitaar speel en ek het daai boekie opgetel en ek het met hom gesit en met 'n ou gitaar van my ma, sy het by die pikke geswat. En daar was net 3 gitaarsnare op en ek het vir gesê ek wil gitaar speel. So wel as jy wil gitaar speel, vat jou eie sakgeld en gaan sit 4 snare op en dan gaan jy dit waardeer. En ek het gaan snare opsit met ek het gras gesny elke Saterdag vir 4 naweke lank en ek kon vir my gitaarsnare opsit. En dis maar waar dit begin het. En ek het van die begin af het ek besef ek wil nie regtig net liedjies van ander mense sing nie. Daar's 'n paar liedjies in daai boek gewees wat ou nou leer om met jou chords of jou wat akkoorde te werk. Maar ek het vinnig besef, ek wil skryf en ek wil dig en ek wil musiek skryf. Ja, musiek skryf en liedjies skryf. En so ek was glad nie dadelik populêr om 'n kampvuur van my pelle nie, want ek wou my eie goed vir hulle gesing het. Hulle het nie geken nie, so niemand het saam gesing nie. En dan was ek eendag bietjie geforseer geweest om dan nou 'n paar ander goeders te sing om die kampvuur. En dit het ek nou maar so geleer om met mense in jou crowds en goeders te werk. En ja, maar dit is my baie belangrik geweest om van die begin af te tref met my eie musiek. Ons het gehoor, jy was want jy ken mos nou vir Judith ook by Balfour en sy het ook vir ons gesê, jy het net van die begin af het jy gesê, ek skryf ek sal covers, ek verstaan, maar ek wil my eie goed skryf. En dit is fenomenaal. Ja. Wel, Judith het my onder 'n boom gekry. Dit is baie rooi. Ja, ek weet Judith het my onder 'n boom gekry. Ja. Onder 'n boom gekry. En dis letterlik waar dit begin het. Dis reg. Wow. Dis letterlik waar ons pad begin het en ek het hier ook vir Ron Belcher ontmoet. En ja, so dis maar deel van my begin, deel van my storie, my verhaal. Awesome. Maar ons het so 'n vraaggie wat ons vir jou wil vra. Basil kan vir jou wys. Dis 'n fotootjie wat Judith vir ons gestuur het. Die sê sy ons moet vir jou vra, wat is die backstory op hierdie foto? Dit was gewees op pad, ek dink Riversdal toe en ek dink Judith se clutchplaat het gebreek op haar kar. Op pad aan die kant Koelsberg, tussen Koelsberg en Beaufort Wes, wat ons met Judith se kar gaan staan het, haar Volkswagen Golf, en die trailer was swaar gelaai gewees. Daai tyd het sy die klank nog deurgevat vir, ek dink dit was 'n ander Engelse band met naam Twiggy of iets soos dit, maar in elk geval. En daai is geneem ja in Beaufort Wes, ek dink naby 'n windpomp nog actually. Oh wow. Ja, dit lyk asof jy 'n bietjie koud gekry het. Net so bietjie.
Ons het ook wel 'n foto onthou ek daar wat ons in die garage op die vloer lê en nadat ons net aangekom het in Koelsberg. Toe ons so koud gekry het agter op 'n trok want toe Judith sien die kar ry, ons het agter op 'n trok gaan klim. 3 van ons, en toe sy sien die kar ry, toe besluit sy gaan aanhou ry en sy los ons agter op die trok. En ons het dis is ons amper verklein met, so ek het amper dit nie gemaak tot by Baby Chocolates nie, net so waar. Oh my goodness. Ja. So van jou hele loopbaan, wat is daar, ek weet daar's baie, maar van jou hoogste punte wat jy al tot dusver gekry het, wat sal jy nooit vergeet nie? Ek dink weet om iets te probeer onthou is baie moeilik, want ek het soveel plekke al besoek reg oor die land. Ek bedoel ek doen hier ook al vir 25 jaar. So ek dink elke keer is 'n nuwe show, is 'n nuwe geleentheid, is nuwe mense vir my weer 'n geleentheid om weet om my ou se merk te maak en jou jou footprint daar te sit en te sê weet ek was hier of ek is daar nou. Ek dink elke show wat ek al kon doen tot tot dusver is ek so dankbaar voor. Ek is dankbaar vir die kans wat ek gehad het om musiek te kan maak en wat ek nog steeds het om musiek te kan maak. So vir my die hoogtepunt bly altyd weet elke keer op die verhoog, om daar op te kan klim elke keer op die verhoog. Dis vir my die hoogtepunt. En dis elke keer 'n hoogtepunt. Ek dink dis 'n gevoel wat nooit vir my verdwyn nie. Ek het altyd butterflies as ek opklim. Een van die lekkerste ding wat ek moet sê is wat ek die laaste paar jaar ervaar in my lewe, ek moet sê die laaste 10, 12 jaar is die feit ek is nou getroud, hierdie jaar is ek 13 jaar getroud. My oudste dogtertjie word nou 10 jaar oud en my jongste enetjie word 7 aan die einde van die jaar. Vir my was dit nog altyd gewees, het ek op die verhoog geklim, alhoewel musiek my passie en my alles was. Ek dink toe bekendheid intree, is daar 'n ander leeggevoel wat in 'n ou se hart inkom, wat in jou borskas inklim, want dit begin voel, weet waaroor gaan hier, jy het gejaag tot op hierdie oomblik waar mense jou ken, die musiek ken en als ewe skielik voel dit leeg. Jy het gedink jy gaan voller voel as gevolg van die sukses van dit. En dit het nie vir my gebeur. En daai het eers vir my gebeur toe ek getrou het en kinders gekry het. Is die eerste keer wat ek in my lewe op 'n verhoog gaan klim wat ek vol gevoel het en afgeklim het en vol gevoel. Waar ek altyd opgeklim het, leeg gevoel opgeklim en leeg geklim, en leeg gevoel afgeklim. Die laaste paar jare in my lewe klim ek op en ek's vol in my hart want ek weet hoekom ek dit doen. As jy nie weet hoekom jy iets doen nie, dan sal jy leeg wees. Maar die feit dat ek weet ek doen dit vir my vrou en my kinders, is vir my 'n gevoel van vrede en van rustigheid en weet ek in God se wil. Nou sê gou vir ons, jy het nou baie liedjies geskryf en daar's altyd daai een. Jy weet, watter liedjies sou jy kan identifiseer as jy nou moet sê het jy lewe verander wat jy geskryf het? So jy het Gerard voor daai lied en jy het Gerard na daai lied. Watter lied was vir jou 'n skeiding gewees? Ek dink 'n belangrike liedjie vir my was gewees, was Rooi Roos. En ek dink vir die eenvoudige rede is, jy weet wanneer jy twee groot treffers so vinnig na mekaar het soos 'n Baby Chocolates en 'n diamante vir jou. En ons het dimpels en ons jy's maar hartlik van alle goeders, maar en ons nog hele klomp kommersiële goeders, maar wat ek probeer sê is daai twee liedjies was dadelik so groot, Baby Chocolates en diamante vir jou. En is al twee ek wil sê anthems. Soos goed dat mense saam sing en saam dans en saam kuier en alles. Dit is my belangrik geweest om 'n liedjie uit te bring wat mense kan praat, 'n liefdesliedjie. En ek weet iemand het nou vir my gesê, dink jy ooit daar's 'n groter Afrikaanse liefdesliedjie as Rooi Roos? En ek het probeer dink aan 'n naam vir een of ander liedjie en dis sekerlik die grootste liefdesliedjie in Afrikaans is Rooi Roos. Kyk ons baie ander dieper songs, weet 'n rustiger liedjies, maar daai is vir my belangrik geweest want dit sit 'n ou nader aan iemand soos Brian Adams wat The Summer of 69 het en Everything I Do It For You het. En omdat ek 'n liedjie skrywer is vir my belangrik om te weet ek tref letterlik die merke of die doelwitte wat ek vir myself opstel. En dit is my belangrik geweest om dit te doen. So ek dink Rooi Roos is vir my nogal 'n diep sang, 'n sang wat bietjie meer van ek weet of my vrou dink ek's romanties, maar dalk bietjie meer van 'n ou se romantiese kant wys. En ek dink almal het 'n ander manier om om romanties te wees, maar daai is my belangrik om te kan sê ek het so tipe liedjie geskryf. Nie net 'n liedjie wat almal op dans en kuier en saam sing nie, maar 'n liedjie wat mense regtig kan voel. Jy weet so.
Wel, ek dink daar was, ek kan nie onthou, Helena en ek is high school sweethearts, ons het mekaar ontmoet in standaard 9 en ons is hierdie jaar 22 jaar getroud. En ek kan nie onthou wat se huweliksherdenking was dit nie. Maar ek het haar verras by daar's 'n plek in die Kaap, The Palms. Ek weet waar dit is. Ek het haar verras, sy het glad nie geweet wat aangaan nie. Sy het gedink ek het dit vergeet. En ek het jou liedjie daar laat speel en ek het video's en foto's van ons kinders en ons pad saam en alles was op daai big screen. Dis iets wat ons nooit sal vergeet nie. So dankie vir die liedjie. Ja, baie precious memories. Ek bly jy daar smaak geraak. Ja, verseker. Ja. Alright, so kom ons praat maar gou-gou. Ek hoor daar's 'n lekker fees op pad, die 25ste tot die 1 Maart, die Bali fees, sien jy uit daarna? Baie, ek sien verskriklik uit. Ek sien ook uit om vir Judith te sien. Dit is hoogtyd dat ek haar weer sien. Ons het mekaar ook jare laas gesien en dit gaan lekker wees om die mense te sien. En ja, dis natuurlik van die 25ste tot die 1 Maart, die 25 Februarie tot 1 Maart en ja, daar's 'n hele paar ander kunstenaars ook saam met Just James wat vas en die Covid band van Covid band, so dis ook baie talentvolle ouens. Ek sien uit om hulle ook te sien en te hoor wat hulle gaan maak. Vra net, sê vir my een ding. Judith is redelik stout. Was sy daai tyd ook so stout? Ja, nee, Dis baie mischievous. 'n soute streek wat sy het, ja. Ek dink jy kan prank laat doen op die dame wat die kaartjies verkoop het. Die oulikste tannie. Oh my word. Sy was die bok agter dit gewees. Judith is nog altyd so 'n bietjie stout met sulke goeters, ja, sy doen dit. Een van die dinge wat ek nooit sal vergeet nie is van haar en van 'n goeie vriend van ons wat oorlede is 'n hele paar jaar terug, Wouter. En sy sal vir Wouter onthou en Wouter het my klank ook gedoen en hulle het eendag in die slaap geraak by my show agter die desk. Sy en Wouter. En ek sit in slaap en ek vra vir Wouter om vir my liedjie te speel. Toe snork hy en Judith letterlik. Al die tweede of die derde show vir die naweek gewees. Sal dit nooit vergeet nie. So ja nee, sy het 'n stoute streek. Ek dink as sy julle 3 agter in die trok gelos het en vooruit gery het, ja, dit is definitief 'n streek wat baie jare al kom. Ja, kyk, hulle het vir ons gesê, hierdie tannie wat die kaartjies verkoop, dit is op ons channel, jy moet dit gaan kyk. Ek het naderhand vir Helena probeer wys, hoorie, ons kan nie meer verder nie, hierdie tannie gaan kook. Ja, en ja, Judith was die voorbok, so ek gaan dit sommer nou weer vir almal hierso sê, dit was nie ons gewees nie, dit was Judith. Nee, kyk. Wat jou goals vir 2026, Gerard? Ek kry nader aan die 50, ek voel glad nie 49 of 50 jaar oud nie, moet eerlik sê. Ek voel so spring chicken. As ek opstaan, dan kan ek voel, okay, hier's hierdie beenpyn en hierdie rib is seer en wat gaan nou aan? So, daar's tekens, maar dit is nog net vir my, nog nie vir ander mense nie. In die oggende, jy weet, so, doelwitte, ek dink, ek het enige onderhoud gekyk van 'n ou wat mense vir hom gevra het, weet, hy het nou nie regtig hierdie jaar gefeature nie, hy het nou nie regtig groot dinge gedoen nie. Ek praat van 'n sportman. En toe sê hy, weet jy wat, het ek nog steeds kos op die tafel gesit vir my gesin, het ek nog steeds voorsien, het ek nog steeds opgedaag vir elke wedstryd, het ek nog steeds opgedaag en weet my ding gedoen. En ek is 'n baie kompeterende ou, dit in elke opsig, en ek dink ek is een van die min ouer kunstenaars wat nog kompeterend is. Ons 'n paar van ons, 2 of 3 van ons wat nog elke nou en dan 'n ding doen en sê ons is nog steeds hier, julle moenie dink julle is ontslaaf van ons nie. Maar ek dink dalk moet 'n mens net altyd onthou jy is in kompetisie met jouself. En ek dink in 2026 wil ek myself weet herinner dat wat ek doen is vir my vrou en my kinders en weet en vir ons en vir die mense wat dit wil hoor, die mense wat dit wil luister, jy weet. En 'n ou hoef nie jouself te vergelyk met daai jonger kunstenaars nie. En weet in jonger kunstenaars hoef hulle self nie te vergelyk met die ouer kunstenaars wat nou meer ervaring en nou langer in die game is nie. En ek dink mens moet elke nou en dan daaraan herinner. Veral as ek besig om te werk aan nuwe musiek, dan moet 'n ou deel van die trend bly van wat nou gebeur, maar jy moet nog steeds jouself bly. En ek dink die belangrikste is net om myself te kan herinner dat ek net Gerard wil wees. Net ek wat ek doen goed doen.
Dis al. Laaste woordjie vir die ouens wat die fees gaan bywoon nou binnekort, die Bali fees, het jy enige iets wat jy by hulle wil los of 'n gedagte wat jy wil share? Ja nee, ek kan nie wag om vir julle te kom optree nie, ek kan nie wag om vir julle te kom sing nie en natuurlik al my gunsteling treffers op een verhoog. En ek gee altyd my alles en mense sing altyd saam en so moenie vergeet om saam te sing nie, gaan leer die woorde as jy van dit vergeet het omdat te oud is al die liedjies. Ek grap, daar's al my hele klomp nuwe liedjies ook, maar ek moet myself herinner gaan leer die woorde partykeer, want ek raak ouer dan as jy so in die moment dan vergeet jy 'n paar woorde. So nee, ek sien net uit om lekker op te tree saam met hulle en die plattelandse dorpies is vir my altyd die lekkerste. Ek bly ook op die platteland. Ek gaan my foon omdraai en kan jy sien hierso wat my uitsig is en ek is hier op die Vaalrivier. Oh, lekker. So, ek is ook op die platteland en geniet die platteland, love die platteland en ja, kan nie wag om op daai plattelandse dorpie te kom kuier nie. Gerard, weer eens baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Ek dink ek het nou die dag vir Jaco, Sekelbos, het ek ook dieselfde gesê. Weet jy, van ons kant af, vir al julle kunstenaars, ons wil regtig baie dankie vir julle sê. Dis baie tyd, dis baie effort. Wat het jy nou die dag gesê van die ysberg? Mens sien die sukses en die household name, maar jy sien nie die bloed en sweet en effort en uithou vermoë wat baie keer vir jare voor dit afgespeel het. Jy weet, om jou tot op daai punt te bring en die toegewydheid. Jy weet, om altyd op te daag, elke dag. So wat dan, jy's 'n inspirasie. En ek het ook vir hulle gesê, dit is julle ouens wat daar's baie negativiteit in die wêreld, ons almal is deel daarvan, ons hoor dit en alles, maar daai Vrydag aand kuier by die braaivleisvuur of die Saterdag of so iets en julle musiek en dit is altyd daai herinneringe wat 'n ou laat beter voel en jy sien uit na die week van voor. So regtig baie dankie vir julle toewyding en julle talent en julle kuns. Ons waardeer dit ongelooflik baie. En wederzijds, dankie wat julle vir die gemeenskap doen en vir die fees doen om hulle te help om te bemark. Ons as kunstenaars waardeer dit baie. Ja, dit is 'n groot plesier. En dan net gou-gou FYI, ek wou nie hierdie eintlik gesê het nie, maar ek gaan nou. Daar gaan 'n kookkompetisie wees. Curry cook-off. En jy ken vir meneer Fantasties baie goed. Ja. Okay, so dit is ons en hulle. So Basil en hy wil kyk wie die beste curry gaan maak tussen hulle. Ek sal vir jou sê watter ene jy moet pick. Okay. Basil is ek is sy Lions tevore. Ek gee glad nie om te proe nie, solank dit brand. Hy moet net lekker brand. Okay, so jy hou van warm curry. Ek hou van warm kos. Okay, maar hierdie gaan ek nie in hierdie episode sit nie. Ek gaan dit nie opsit nie. Okay. Ja, dis my inhoud wat ek nodig het. Okay. Gerard, baie dankie, ons waardeer en ry veilig soontoe en dan sien ons julle daar by die Bali fees. Dankie Wessel, dankie Helena, waardeer julle.